Ek dink dit is tyd dat ek die goeie nuus vir my man gaan vertel. Hallo my lieflik vrou. Kyk net hoe mooi lyk jy vandag. Dankie my man. Ek het iets om jou te vertel. Moenie vir my sê, dis wat ek dink nie. Ons gaan 'n baba hê. Ons gaan 'n baba hê. Kort voor lank is die 3 goeie vee op pad na 'n baie spesiale geleentheid. Maar soos gewoonlik is dit eers tyd vir 'n bietjie pret. Julle, ons is laat. Tyd om te gaan. My liewe Doringgrosie, vandag is die groot dag. Vriende, ontmoet ons baba Doringgrosie. Dankie dat julle hierdie groot dag met ons deel. Nou waarheen gaan Pinky nou? Ons is laat vir die groot seremonie. Nou lyk jy mos beter. Kom nou julle, die koning en koningin wag al vir ons. Uw Majesteit. Ons is die 3 goeie vee. Hallo goeie vee. Welkom hier by ons. Ons wil elkeen vandag vir die prinses 'n spesiale persent gee, as ons mag. Ag, is sy nie te pragtig nie? Die gawe van sagmoedigheid gee ek vir jou, Doringgrosie. Ag, is sy nie kosbaar nie? Die gawe van skoonheid gee ek vir jou, Doringgrosie. Is sy nie mooi nie? What's happening? Het julle nie vergeet om my te nooi nie? Wat maak jy hier, bose vee? Kalmeer koning! Mag ek nie ook vir die prinses 'n persent bring nie? Ons moet iets doen. Net nou maak sy ons baba seer. Wat 'n jammerte dat ek moet wraak neem op so 'n mooi baba. Dis alles jou ouers se skuld, hoor. Jy sal nie lank leef nie. As jy 16 jaar oud is, sal jy jou vinger op 'n spinwiel prik en sterf. Vang haar en gooi haar in die tronk! Kan nie waar wees nie. Iemand help ons baba. Ek is nie sterk genoeg om die bose vee se touerspel te breek nie, maar ek kan dit verander. Ja, asseblief, doen dit. Jy sal nie doodgaan as die spinwiel jou steek nie. Nee, jy en almal in die paleis sal net vir 100 jaar lank slaap. Maak seker julle verbrand al die spinwiele in die paleis. Daar mag niks oorbly nie. Is jy seker dit is die laaste spinwiel? Ek weet nie van nog nie. As daar nog is dit weggesteek. Dankie dat jy ons dogter beskerm. Enige iets vir ons Doringgrosie. Die jare gaan verby en Doringgrosie word by die dag groter. Ag, Doringgrosie word so gou groot. Ek is seker sy is net so slim soos ek.
En so mooi soos ek. Haar kinderdae in die kasteel is baie gelukkig en selfs die diensknegte is lief vir Doringrosie. Sjoe, wat bakkie wat so lekker ruik. Toe, gaan speel nou buite. Wat het jy vandag alles gedoen, my kind? Baie roos in die tuin gepluk. Die dae sleep verby en kort voorlank is Doringrosie 'n pragtige jong dame van 16 jaar oud. Wat 'n lieflike dag. Doringrosie weet nie, hierdie is die dag wat die bose vee se towerspel waar gaan word nie. 'n Geheime deur in my kas? Waartoe kan dit lei? 'n Versteekte kamer in die kasteel? Eina, dit was seer. Nee. Kom ons sit haar in haar bed. Ek is so moeg. Doringrosie. Alles gebeur net soos die goeie vee gesê het. Almal in die kasteel is vas aan die slaap. Nou ja. Terwyl almal rustig slaap en die bose vee se towerspel uitwerk, sal ons die kasteel oppas. Na 100 jaar kom 'n prins op sy wit perd verby. Hy kap die toegegroeide pad met sy blink swaard oop. Wie is dit? Dis 'n prins op 'n wit perd. Dit is vreemd. Hoekom is dit so doodstil hier? Die prins maak die yslike, toegegroeide deure van die paleis oop. Hy is verbaas oor al die slapende wagte daar binne. Toe stap hy in Doringrosie se kamer in. Hy is verstom oor haar skoonheid. Ek kan dit nie help nie. Ek is smoorverlief. Die prins soen haar en verbreek die nare towerspel. Is die 100 jaar verby? Ja, my lief, dit is verby. Wat het gebeur? Waar is ons? Ons is getoor. Dis alles nou oor. Doringrosie is vry. Al die slapende mense in die kasteel word wakker. Jy het die towerspel verbreek. Doringrosie en die prins het kort daarna getrou. Hulle het vir altyd en ewig gelukkig saam gewoon.